Geliefde broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier saam met julle te wees. Dit is werklik waar, vir my persoonlik is dit baie verrykend. Baie dankie broer Johan vir die uitnodiging en vir julle vriendelikheid, waardeer dit. Geliefdes, ek wil graag dat ons uit die Here se woord uit saam lees vanmôre. 'n Paar gedeeltes. En u sal sien in elkeen van hierdie gedeeltes kom daar voor die woorde: hy sal sy engele aangaande jou bevel gee dat hulle jou op die hande dra. Ons gaan 'n bietjie daarop fokus. Die bedoeling daarvan, die konteks, die agtergrond ensovoorts. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde en ons nader tot gebed in die Here. Ons wonderlike en almagtige Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg dat ons U ons Vader mag noem. Here, en dat U ons sien as koningskinders van die enigste en die ewige, goddelike Vader en Koning. As disippels van Jesus Christus, kinders nuut gemaak deur die werking van die Heilige Gees. En dat ons die enige tyd na U kan kom in die gebed. En weet dat dit nie net ons gebede is nie, maar dat die Heilige Gees ons harte deursoek en vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Baie dankie vir hierdie geleentheid vanmôre, Here. Baie dankie vir U soete teenwoordigheid. Baie dankie vir al U liefde teenoor elkeen wat hier is vanmôre en elke familie en huis wat hier verteenwoordig word. En Here, waar ons gekom het om te aanbid, maar om ook na U woord te luister, bid ons dat U ons harte sal open en ontvanklik maak vir U woord. Dat U die sluier van sondigheid verwyder en vir ons nuut maak terwyl ons luister na U woord, wat lewendig en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard. U woord wat vermaan, wat selfs veroordeel, maar U woord wat ook vergifnis verkondig en genesing bring. Here, ons weet daar is van ons hier vanmôre met groot hartseer in die hart. Maar daar is ook van ons vanmôre met groot blydskap en groot dankbaarheid. Dankie dat ons met alles na U toe kan kom en aan U die eer gee. En bid dat U deur die verkondiging van U woord vanmôre vir ons ryklik sal seën. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ek gaan 2 gedeeltes lees. Die een is een wat u baie goed ken. En dit is die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Ek sien. Die tegnologie maak dit deesdae maklik. Jy kan sommer maar die gedeeltes vir die skriflesing moet wees, hoef jy nie te blaai nie. Ja, jou drukker moet net werk, maar nietemin. Lukas 16 van vers 1 tot 31. Dit is 'n baie bekende gelykenis hierdie, maar kom ons luister. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel iets te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham.
Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Merk u, hier word nie gesê, daar word net gesê, hy het gesterwe en hy is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou jy dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. Buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader, as iemand uit die dood het gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. En dan net 'n enkele gedeelte, geliefde, wat ek hier wil uitlig. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Hierdie het op die dood betrekking onder andere, maar Psalm 91, ek gaan nie die hele Psalm lees nie, jy kan dit gerus tuis gaan lees. Maar hierdie gedeelte wil ek net uitlig, hierdie woorde in vers 11. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Weer op die hande sal hulle jou dra. Jy sal op die hande gedra word. Nou, hierdie is van toepassing op die lewe meer, en die vorige gedeelte daar, die gelykenis oor die bestemming, né? So lewe en dood word gedek deur hierdie woorde, dat hulle sal jou op die hande dra. Nou, geliefdes, as 'n mens nou positief die woord van die Here verkondig, kan ek miskien net sê dat die boodskap hier is, op die hande gedra en vir ewig bewaar. Vir elke kind van God, dis baie belangrik. Ons gaan almal soms deur bitter moeilike tye. Een van die moeilikste tye is as jy in beproewing is en jy bid, maar dit voel vir jou die gebedslaan teen die dak vas. Dit voel vir jou of die Here nie daar is nie. Het jy dit al beleef? Toe jy jonger was dit 'n bietjie anderster geweest. Maar nietemin, en jy voel so, nou wil die woord die versekering gee dat die Here sy kind hier, maar ook in die dood en deur die dood op 'n koninklike wyse na sy ewige bestemming dra, as ek dit so kan sê, op die hande dra. En wat dit beteken. Nou hier is 'n groot troos, want wanneer ons met dood te doen het, dis 'n seer ding.
Want soms kom 'n mens nooit daaroor nie. Die herinneringe bly in jou vassteek. En ek is nie skaam om te sê nie, dit gebeur nou nog baie dae. My moeder is op 95-jarige ouderdom oorlede 6 jaar gelede. Dis nou hierdie jaar 7. Daar kom nog baie keer as ek daaroor dink, dan kom die trane uit my oë uit. Maar weet jy, dan sê ek vir die Here, so baie dankie Here, dat U vir my so wonderlike moeder gegee het. My vader het gesterf toe hy 44 was. Ons het 'n moeilike tyd deurgegaan. Maar daardie herinneringe wat so kosbaar is, en ek sê baie keer, as ek in my eie self, my eie ondervinding moet dink. Pa, ek was maar 14 jaar oud, 15 toe pa oorlede is. Hy was 'n mediese dokter. En as ek moet kies, miskien 'n ander pa wat ook 95 jaar oud word, dan sê ek nee, ek sal nog steeds vir pa kies, al het ek hom net 5 jaar gehad. So, daardie was vir ons as mense te min, vir die Here was dit genoeg om sy doel te bereik. En met moeder, 95, was ook vir ons te min. Maar vir die Here was dit genoeg. Ons almal kry een of ander tyd daarmee te doen. En ek dink vanoggend se boodskap is baie bemoedigend en versterkend. Maar dit is nie goedkoop trooswoorde nie. Die feit dat die Here sy kind op die hande dra. Nou geliefdes, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die eerste is op die hande gedra. Dit is koninklike behandeling deur God in Christus. En ek gaan dit verduidelik. En dan die ander aspek, ons is vol moed, daarom word ons nie moedeloos nie, want ons word ook nou op die hande gedra. Ek gaan verduidelik. In 1 Petrus 2 vers 9 vind ons hierdie gedagte dat hy sê, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, 'n eiendomsvolk, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. God behandel sy koninklikes koninklik. Dis verbuisterend. Kom ons kyk na die uiterste voorbeeld. Die ryk man en Lazarus. Nou ons moet onthou in die Bybelse tyd, hierdie wil nou nie vir ons bedelary goed praat nie. Want bedelary is 'n sosiologiese patologie. In die sosiologie sal hulle beskou dit as 'n patologie. En ek dink dit is maar natuurlik. 'n Mens voel so skuldig as jy mense sien sleg lyk langs die pad en bedel. En jy het nie om vir hulle te gee nie, of moet jou self in die moeilikheid kry om te gee. Punt wat ek wil maak is, ja, omstandighede is anders in Suid-Afrika, dink ek vandag. Dis nie net sleg mense wat bedel nie. Maar die punt wat ek wil maak is, in 'n normale samelewing is bedelary 'n patologie, want daar word nie 'n teenprestasie gelewer om iets te ontvang nie. En ongelukkig is baie die mense in sy aard so, dat as hy een keer verniet kry, dan wil hy wonderlik, die tweede keer erkenning, die derde keer verwag hulle dit. En jy kan nie vir almal gee nie. Maar dit is nie die doel en die boodskap nie. In die Bybelse tyd was dit totaal anders. Die arm persoon was gewoonlik mense, veral as hulle siek was, wat nie, punt nommer 1, hulle was kulties nie rein gewees, as hy swere of siektes gehad het, soos Lazarus. Hy mag nie in die tempel gekom het nie, want hy was kulties onrein. Maar kulties onrein beteken nie onaanvaarbaar of sleg nie. Daar's baie, kan maar in die boek Levitikus lees, dinge wat mens nie letterlik moet opneem nie, maar dit was die
boodskap wat die Here vir sy volk wou gee, is dat sy volk moet volmaak wees, soos hy volmaak is. En daarom is persone wat 'n gebrek het, nie toelating tot die Kahal Jahwe, die vergadering van die Here, gegee nie, want dit was kulties nie aanvaarbaar, as ek dit so kan sê nie. Maar dit is nie liefdeloosheid of diskriminasie gewees in daardie tydperk nie. Maar goed, ons lees hier, Petrus praat van die kinders van die Here, en dan sê hy 'n koninklike priesterdom. Koninklike priesterdom. En hy, Lukas 16, verhaal Lukas, toe hy te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra. Nou let wel, Lazarus was kulties onrein, want as die honde sy swere kom lekker dood, beskou as 'n onrein dier daai tyd, swere was ook beskou as iets wat jou nie geskik maak vir toelating tot die Kahal Jahwe nie. En mense moes eers sekere rites volg om rein te wees. Vandag is dit nie so nie, want in Christus is ons rein verklaar voor God. En daarom sê hy, kom na my toe almal, en in die vergadering van die Here is almal welkom. Maar nietemin, deur die engele weggedra langs die eleplek van Abraham. Ek gaan dit nou vir u illustreer. Nou, ons vind ook in Psalm 91 die woorde, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al mag gaan, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Dit is nie na die dood nie, dit is nou. Op hulle hande sal hulle jou dra. Mense kan sê, maar hoekom kom ek dan in 'n ongeluk? Dit is nie die bedoeling van hierdie metafoor dat 'n mens gevrywaar is van goed nie. Die bedoeling van hierdie woorde is om vir jou te sê wat jy is. Nie werklik wat met jou gebeur nie, maar wat jy is. En net hierdie op die hande dra, as ek vir u kan vra, hoe dra mens iemand op die hande? Jy kan 'n kindjie dra en oor die skouer, maar hoe gaan jy 'n groot man dra? Ou soos ek is dit nou 'n bietjie makliker, want hy's bietjie kleiner, jy weet, maar wat beteken hierdie op die hande dra? Nou destyds het hulle nog nie baie duur motors gehad soos vandag nie. En die koninklikes is gedra in 'n draagstoel. Ons lees daarvan in Hooglied 3 van die draagstoel van Salomo, waar persone dan nou gedra word, en daar sien u die beeld. Dit is min of meer soos dit gelyk het. Die engele op die hande dra is soos mense nou hierdie stilte. Dit word ook genoem 'n palimpsest of 'n pelmkoon. En binne sit en terloops, die vrouens is ook so op die hande gedra, die edelvroue, hoor. Maar nietemin, daar kan jy sien wat die gedagte is, en die boodskap is, hulle is koninklik behandel. Nee, daar was nog nie wonderlike motors en goed daai tyd nie. Dit was uiters koninklik. En die boodskap is, as hy sê, as hy op die hande dra, is jy sal koninklik behandel word. Na jou veiligheid, geestelike veiligheid, na jou omgesien word. Nou, dit is iets kosbaar. En ons sal miskien sê, ja, maar hoekom het ek so baie beproewinge dan? Maar geliefdes, daar's eintlik twee kante van die saak. En miskien moet ek net dit sê, dat die belangrike is, dat die Here se teenwoordigheid die verskil maak.
En dit is sy seënende teenwoordigheid. As jy kind van God is jy 'n koning, 'n prins, 'n kind van die koning van alle konings, die Allerhoogste. En jy moet dit nooit vergeet nie. En dit bring ook 'n wonderlike troos wanneer ons oorgaan van hierdie lewe, want in hierdie lewe is die boodskap eintlik dat as ek weet wie ek is, dan moet ek so optree volgens wie ek is. En 'n kind wat deur God deur die engele op die hande gedra word, is nie iemand wat op ander gaan vloek en skel en allerlei verkeerde goeders gaan doen nie. Daardie persoon gaan waardig optree. Nee. Nou, ons is maar mense, sondige mense, ons maak baie foute, ons doen dinge verkeerd en so meer. Maar daarom is daar vergifnis in Jesus Christus ons Here. Ek dink hier speel 'n gedeelte uit die skrif 'n baie belangrike rol. Dis byvoorbeeld Johannes 10 vers 28, baie bekende gedeelte, wat sê, ek gee hulle die ewige lewe en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die bedoeling is tot in ewigheid. Soos ons hier op die hande gedra word, deur na die ewigheid, bly dit voort bestaan. Nou net hier 'n baie interessante punt. Mense hoor dikwels, en ek verstaan mense, ons wêreldbeeld is maar so. In die Bybelse tyd was die wêreldbeeld ook, die hemel is daar ver bo, né? Maar die oom Johan het nou die dag pragtig geïllustreer, so 'n paar weke terug, die uitgebreikheid van die skepping. Ek bedoel, ons kan nie eers dink ligjare. Sjoe, ligjare, hoe ver is dit? Die skepping is so oneindig groot. Ons kan hom nie meet nie. En dan leer die Bybel vir ons dat God die skepping in die holte van sy hand hou. Hy is hierdie onverstaanbare, groote God. Maar, ten spyte van hierdie majesteit en grootheid, deur sy Gees kom in ons harte ook woon. Dit gaan my verstand te bowe, maar ek weet dis waar. Miskien het u in u lewe al ondervindings gehad, dat u bid oor 'n ding en jy kry nie antwoord nie. Dis of die Here jou 'n koue skouer gee. En 'n ander dag, dan is jy weer verstom. En dan sê jy, maar dit kan nie wees nie, dat hierdie so en so gebeur het nie. Ek het die Here nou gevra en so meer, maar hoekom gebeur dit nie altyd so nie? Dan sê die Bybel vir ons, God is 'n God wat hom verborge hou. Hy laat hom nie manipuleer nie, maar hy verhoor ons gebede soos en hoe hy goed dink op die regte tyd en plek. Nou, daarom, ons sê ons koninklik behandel deur God. Maar is die resultaat daarvan dat ek myself nou kan verhef en sê, hy weet, mense moet vir my meer respek hê. Nee. Ons is vol moed. Dit maak dat ons vol moed is en nie moedeloos word nie. Soos ons lees in Korintiërs 5:16. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar 'n gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. So die pad is die pad na die heerlikheid. Of dit vir ons altyd voel of ons op die hande gedra word, is nie die kwessie nie. Maar
Christus het ook gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Almal terme wat vir jou sê, jy is uitgenooi na die ewige feesmaal toe, wat 'n feesmaal sal wees. Dit is die hyperbool, kan men sê, van vreugde en geluk en saligheid. Maar op pad soontoe word jy op die hande gedra, word jy koninklik behandel, al voel dit nie so nie, al gaan deur die diepste beproewinge, jy word op die hande gedra. God is teenwoordig. En sy belofte, as ek gegaan vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle ook neem na waar ek is. Net so ietsie oor die hemel. Ek het net toe gemeld dat die wêreldbeeld wat ons het is hierbo, die mense het in die Bybelse tyd gehad, hier is die wolkehemel, bokant is die sterrehemel, en hulle het geglo bokant is die hemel, die woonplek van God. Nou vandag besef ons, dit is nie hoe ons dit kan sien nie. Nou hoe dan anderster? En ek dink daar het wyle professor Reins dit pragtig gestel by geleentheid, toe hy gesê het, dit is 'n ander dimensie. Dis 'n ander dimensie. Die ewigheid is nie deur agter nie, want onthou, ons is geneig om lineêr ook te dink, né? Van ewigheid is daar agter, en die toekoms is daar ver voor. En hy het gesê, nee, die ewigheid, die tydelike, die ewige breek deur op die tydelike. En die ewigheid is nie daar ver, of daarvoor, of daarbo nie. Die ewigheid is hier. Ander dimensie. Ons kan nie daar kom nie, maar as ons sterf, dan gaan ons maak ons daar die oorgang. En geliefdes, ek dink dit help ons iets verstaan van hierdie ontsettende groot geheimenis, né? Dat ons die ewigheid 'n ander dimensie is. En God is nie daar ver bo die wolke nie. Hy is hier, en deur sy Gees, Paulus beklemtoon dit so sterk in Romeine 8, is hy in ons harte en tree sy Gees vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En Psalm 116 vers 18 sê, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. So dit is nie net die pad na die lewe en nou moet ons bly wees nie. Dit is goed dat ons hartseer is daaroor en dat ons dit beleef. Maar ek sê dis baie keer soos 'n goue munt, as u 'n dierbare deur die dood verloor. Weet jy, dis soos 'n goue muntstuk, kom ek verduidelik. Aan die een kant is die mooi herinneringe. En aan die ander kant is die verlies. Hoe groter daardie verlies is, hoe baie meer is die herinneringe. En hoe meer waardevol is daardie muntstuk. Miskien was hy so groot wees, te groot om in die kerk te pas, want daar is soveel pragtige herinneringe. Maar hoe meer die mooie herinneringe ook is, hoe groter is die gevoel van verlies aan die ander kant. Partykeer onmeetbaar, is dit nie so nie. En wat sal 'n mens nou kies? Geen hartseer, geen verlies, geen muntstuk. Jy bly arm. Ons gaan almal die grootste kies wat ons kan. En die pragtige herinneringe te hê. Al is die teenpool daarvan die beproewing en die hartseer. Die groot troos, en daarmee sluit ek, is die Here se teenwoordigheid. En dit is vir my soveel seggend toe die Here Jesus na die hemel opgevaar het, volgens hulle wêreldbeeld. Het hy hulle nie gegroet op die gewone manier, Shalom Lega nie, vrede vir julle, totsiens nie.
is vir my so opvallend dat hy gesê het, let op, nee, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nee, ek is met julle, teenwoordige tyd, al die dae. Hy het sy teenwoordigheid beloof. Hy het nie gesê totsiens nie. Hy het gesê ek is met julle. Hoe ons dit beleef, is faktore soos gesondheid, ouderdom, jeug, voorspoed of teëspoed. As ons teëspoed ervaar, dan beleef ons dit bietjie anderster. As ons voorspoed ervaar, ja, dan is ons baie dankbaar. Wanneer ons ouer word, en hier is 'n belangrike punt, my ondervinding is dat baie mense as hulle ouer word, nie meer die teenwoordigheid van die Here so dikwels ervaar nie. Wat sou die verklaring daarvoor wees? En is diep kinders van die Here. Al verklaring wat ek aan kan dink is, wanneer die Here hom so laat beleef as teenwoordig, is dit amper soos 'n geloofskrik. Maar hoe ouer jy word en meer volwasse in die geloof, hoe minder het jy daardie krik met respek gesê nodig om jou geloof te handhaaf. So as dit vir jou voel, alles stort in duie en jy voel, maar ek voel nie daardie teenwoordigheid van die Here aan nie. Wil dit nie sê hy is nie teenwoordig nie. Hy is teenwoordig. En hy gee vir ons 'n wonderlike belofte. Kom ek neem net nog een laaste ding. Iemand wat jong sterf, 'n diep kind van die Here. Ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n mediestudent gehad in ons 3de jaar. Einde van die jaar is hy in 'n motorongeluk dood. Nou die Bybel sê daar is loon volgens julle werk. Hy het nie kans gehad om veel te doen vir die Here nie. 'n mediese student verongeluk dood in sy 6de jaar. 'n kind sterf aan kanker in staat 9. Daar's loon volgens julle werk. Is dit nie bietjie onbillik nie? Maar dit het my laat dink aan die woorde van die Here aan koning Dawid. Dawid wou verskriklik graag die tempel bou. En toe sê die Here vir hom, nee, jy kan nie Dawid, daar's te veel bloed aan jou hande. Maar ek sal jou dit toereken, want dit was in jou hart. Is dit nie pragtig nie? Baie goed wat ons graag wou doen en nie kan doen nie, of kon doen nie. As dit in jou hart was. En dit is weer eens waar die innige verhouding met die Here Jesus Christus so belangrik is. Dan word dit jou toegereken. Ons is onverdienstelike diensknegte, maar die Here beloon ons oorvloedig. En geliefdes, ek sluit met daardie woorde. Dat in lewe en in dood word ons op die hande gedra, word ons koninklik behandel, sodat ons vrugbaar en ywerig vir die Here kan dien en werk. En wat ons nie fisies kan doen nie, sal die Here sien is in ons hart. En hy sal dit vir ons toereken, omdat dit in ons hart was. Maar ook belangrik daarom, dat ons onderling mekaar in die geloof versterk. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, baie dankie vir u kosbare woord, dat u deur u woord ons bemoedig. En Here, dit is vir ons onbegryplik, dat u ons van die status van slawe van die sonde verhoog
tot konings van die Allerhoogste en koninginne, prinse en prinsesse, 'n koninklike priesterdom as gemeente. Ja, die wêreld sê nie gemeentes anders en gooi dikwels klippe, maar dankie Here, dat U aan U gemeente soveel waarde toeken en elke lid afsonderlik. Ons kom met al ons behoeftes na U toe vanmôre en ons vra Here, bovenal dat U vir ons ryklik seën, dat U vir ons wysheid en krag gee, dat U vir ons gesondheid skenk. Ons dink veral aan die wat nie hier kan wees vanmôre nie, weens siekte of wat ook al, dat U hand van genesing ook oor hulle sal uitstrek. Die wat hartseer is vanmôre en treur oor die dood van 'n geliefde, dat U daar ook die muntstuk helder sal laat blink, Here. Die kosbare herinneringe swaarder sal weeg as die hartseer. Baie dankie vir alles wat vir ons so kosbaar is. Here, ons weet nie hoe om U lof na waarde te besing nie. Ons wil graag ook hier gemeente aan U opdra, elke huis, elke hart. Here, dat U hulle sal seën. Dat U vir ons sal voortgaan om ons innerlike te vernuwe na die beeld van ons Here Jesus Christus en U wonderlike naam verheerlik. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Amen.